Jy is nie alleen nie. So kom ons bid saam. Here, dankie dat ons in hierdie oomblikke kan stil word, bewus kan wees van elkeen wat rondom ons sit. Here, wat dalk met 'n persoonlike probleem worstel of dalk met 'n verhoudingsding wat seer maak. Lord, some of us are struggling with our health, and it makes us worried when we struggle with our health. Here, van ons is terug hier, Elaine, omdat Here dit weer, sy weer kan beweeg en sonder pyn kan wees. En Here, wat 'n voorreg om in hierdie oomblik net te kom broos wees voor U. En in ons broosheid, in ons kwesbaarheid, just in our vulnerability, just to come sit with you and just to accept your fatherly love and your comfort and your presence. And this we pray for everyone who might be struggling this morning. Dankie dat ons vandag saam met die Bybel uit ook kan lees. Here, ons het nou al gehoor dat U ons liefhet en dat U vir ons opgewonde is om ons te groet en by ons te wees. Dankie dat ons met dieselfde woorde met U kon praat deur liedere. Dankie vir ons lofspan en vir Milna wat vanoggend vir ons gelei het. Dankie dat ons uit die woord kon hoor dat ons vergewe is, dat ons bely en deur berou dat U vir ons nuut maak. En dankie dat ons geloof kon bely en kon sê, Here, dis wat ons glo. En op grond daarvan is ons U mense. Dankie dat ons nou saam die teks kan lees. En in die teks, Here, dit voor ons opgehou kan word soos 'n spieël, sodat ons onsself kan sien soos U ons sien. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Nou, vanoggend, soos jy gesien het al, is ons teks Handelinge 9 vers 36 tot 42. Ek is hier, my boonste blokkie het nou homself nie gehelp nie. Opstandingskrag staan daar eintlik. Rekenaars. Ai. Ek is die afgelope klompie Sondae baie geseënd met ons die kerklike jaar se tekste wat ek normaalweg gebruik op 'n Sondag. En die spesifieke behoefte of die spesifieke konteks van die Sondag. Verlede Sondag het die teks wat uit die kerklike jaar lees uitkom presies gepas by die liedere van Affies se koor wat hy gesing het. En ons kon dit ervaring hê van dat God in alles met ons besig is op 'n manier. En vanoggend se teks is presies ook so. Dis 'n Moedersdag in ons wêreld, 'n dag waarin ons 'n bietjie opkyk na die vrouens in ons lewe. En hierdie teks het op 'n manier ook iets daarmee te doen. So as jy wonder om dalk die kerklike jaartekste te lees, ek sit dit elke Vrydag in die nuusbrief reg langs die wat preek ons Sondag en wat is die tema, is al 4 die teksverse. Daar's gewoonlik 'n Ou Testament teks, 'n Psalm, 'n evangelie en 'n brief in die Nuwe Testament. En ek probeer dan tussen die 4 tekste probeer ek onderskei wat dit is wat die Here vir ons wil sê. En dit beteken dat ek nou vandag 'n teks vat wat verskriklik vreemd is en onbekend. Dis 'n obskure teks in die Nuwe Testament. Baie van julle gaan hom dalk vir die eerste keer lees vandag, hier aan die einde van hoofstuk 9. 'n teks wat nie normaalweg inpas as ons Bybel lees nie. Die vraag wat die teks na my toe gebring het is, hoe lyk die lewe van gelowiges na die opstanding? Want as jy na jouself terugplaas 2024 jaar terug, in daardie tyd waar die disippels vir 3 jaar elke dag dieselfde gedoen het, saam met Jesus wakker geword het, opgestaan het, hom gekry het, gestap het, bedien het, geleer is, uitgestuur is, wonderwerke gesien het en oornag, onthou dit was in 'n week se tyd is hy gekruisig, hy's dood en hy het opgestaan. En nou sê hy in hierdie tyd wat ons is hy hier ergens rond, hy verskyn aan mense. Korintiërs sê Paulus hy het aan meer as 500 mense verskyn. So die kindernuus in die straat is Jesus het opgestaan, hy verskyn aan mense. Dis amper soos as 'n ou die laerskool is en jy en daar kom 'n Springbok rugby speler kom na die skool toe die dag. Maar dis 'n geheim. Nee. En julle hoor terwyl jy in 'n rye staan daar voor by die skool. Hey,
So en so, hulle sê so en so is vandag op die skool. En dan versprei dit soos 'n veldbrand, nee. Is dit? Waar het jy dit gehoor? Nee. Wat sê julle daar? Nee, kinders, julle moet stil bly in die saal. Dis reg, juffrou. Hoorie, wat sê jy? Is dit gaan hy hier wees? Gaan hy? Nee, dis wat gebeur het in Jerusalem. Jesus het opgestaan en hy's in die dorp en hy verskyn aan mense en niemand, party het hom gesien. Hulle sê, hoorie, ons hoor jy het vir Jesus gesien. Nee, by die skool. Ek hoor jy het vanoggend voor die kantoor gestaan toe hy saam met meneer ingegaan het kantoor toe. Wie was dit? Is jy seker was dit? Dieselfde tipe ervaring. En die vraag is, wat nou? Weet, wat nou? Jesus is hier, hy's weg, is hy by ons, is hy weg van ons af? En die vraag vir ons is, hoe verander mense lewe dan nou? Hoe verander die opstanding jou lewe? Hoe is dit anders na die opstanding? Want die Bybel sê vir ons, dit is anders. Kom ons probeer vanoggend bietjie verstaan, hoe is dit anders? Wat beteken dit vir my en jou lewe in 2025? So ek gaan saam met die teks op die skerm lees. Jy kan jou Bybel oophou, en jy kan op jou Bybel ook lees, maar ek het die teks op die skerm, jy kan hom maar opsit vir my, dankie Tinus. Want daar's 'n klompie, 'n hele klomp goed in die teks wat ek so bietjie net wil uitpof, omdat dit so 'n bietjie van 'n obskure teks is, dat ons net lekker verstaan. In Joppe was daar 'n gelowige vrou. So Joppe was 'n oorwegende Joodse dorp. Onthou nou was 'n Romeinse okkupasie van die dorpe, was Romeinse stede wat hulle gebou het. Joppe is 'n ou dorp van die Jode, is 'n hawe stad, so tussen 10 en 20 km van Tel Aviv af, vandag se Tel Aviv, daar op die kus, klipperige tipe omgewing met 'n koppie, en dit was 'n tipiese Joodse hawe stad, naby vandag se Tel Aviv. In Joppe was daar 'n gelowige vrou. Daai is 'n belangrike twee woorde. Ek weet nie of dit is omdat mans die Bybel vertaal het nie, maar daar is 'n belangrike ding wat daar weggesteek is. Die woord wat daar gebruik word is masetria. Gelowige vrou, masetria. Nou, masetria is die vroulike vorm van mathetes, wat disipel beteken, of volgeling van Jesus. Hierdie is die enigste plek in die Nuwe Testament waar daar na 'n vrou verwys word as 'n disipel. Daar was baie vrouens in die kerk. Daar was baie vrouens wat leiers van die kerk was. Maar hierdie spesifieke teks gee ons 'n leidraad oor die posisie van die vrou in die kerk van Jesus. Gelyk aan manlike volgelinge van Jesus. Dieselfde woord wat vir disipels gebruik word, volgelinge van Jesus, is gebruik vir hierdie vrou. Dit is 'n belangrike sleutel. Normaalweg was disipels van 'n rabbi. Dis hoe dit gewerk het in die Joodse kultuur. Jy het 'n rabbi gehad met volgelinge, mathetes, die Griekse woord, en dit was normaalweg net mans voor Christus se opstanding. Vrouens het nie daarna toe gegaan nie. Dis nie 100% duidelik dat die vrou, ons vermoed dat sy weduwee was, waarskynlik het sy ook 'n weduwee was, maar sy kon enkellopend of getroud gewees het. Maar sy is anders. Sy is in 'n ander posisie as die normale stand van vrouens in die samelewing. Die sosiale stand van vrouens is dat jy in die openbare sluier gedra het. Die Joodse vrouens dra mos die sluier anders. Hulle dra hom oor hulle gesig en dan so oor die nek, dat hulle gesig so bietjie obskuur is daarom nie die hijab wat die moslems dra nie. Maar die vrouens was hoofsaaklik in die huis. Hulle het nie in die openbaar gewerk en in die openbaar besig dinge gedoen nie. Hulle was in die huis, by die huishouding en die kinders. As hulle in die openbaar was, het hulle gaan inkopies doen, teruggekom huis toe met die sluier. Hulle was ook nie deel van die aanbidding nie, of van die besluitneming in die sinagoge. Maar hier het ons 'n vrou wat gelyk met die disipels gemasetria word. Disipel, volgeling van Jesus. Haar naam was Tabitha. In Grieks Dorcas.
Nou die woord Tabitha beteken bokooi of grasieus of genadig. Ietsie daarmee te doen. So as jy vir jou vrou sê, my bokkie, dis dit wat jy vir haar sê. Tabitha, of Dorcas. En die feit dat sy, haar Arameese naam is Tabitha, die Hebreëse vorm, die Arameese vorm, Griekse vorm is Dorcas, die feit dat albei genoem word in die teks sê vir ons, sy was oor grense betrokke. Die mense van die heidense mense, Griekse mense, Romeinse mense en Joodse mense het sy mee te doen gehad, albei name is gebruik vir haar. Sy was geliefd in al die gemeenskappe. Nou sê die teks, sy was altyd besig om goed te doen en die armes te help. So daar is die volgende leidraad. Sy was aktief in openbare bediening. Anders as ander vrouens van haar dag. Ander vrouens in die kultuur. Aktief in openbare bediening van barmhartigheid. Versorging van die weduwees en die wese en die vreemdelinge. Dis deel van Joodse geloofslewe reg van die begin af. Dit kom uit die Ou Testament. Weduwees, wese en vreemdelinge was die werk van die gemeenskap om te versorg. Hier is 'n vrou besig om die bediening uit te leef wat deel geword het van die Christelike kerk, omdat Jesus vir ons gesê het, hierdie bediening gaan aan, barmhartigheid gaan aan. Juis in die tyd toe Petrus in Lydda was, het sy siek geword en gesterwe. Baie saaklik, niks dramaties nie. As jy dink aan Lazarus, as jy dink aan die dogter van die Romeinse hoofman, drama, jou vriend is dood, en hierdie is net 'n baie saaklike verwysing na, sy het gesterf. Sy leef nie meer. Niks drama of 'n dieper betekenis nie. En hulle het haar gewas en in die bokamer neergelê. Gewone begrafnisritueel. In die ou dae, die van julle wat ouer wordendes is, sal onthou, die liggaam van die afgestorwene op die plaas is gewoonlik reggemaak en geklee in die kamer gelê en mense kom om hulle eer te betoon. Deesdae skuif ons dit uit na die begrafnisondernemer toe. So dis wat besig was om te gebeur, normale begrafnisritueel. Nou Petrus is in Lydda, ons gesien hy is in Lydda. Nou Lydda was ook 'n Joodse dorp, interessant genoeg so 'n bietjie noord van Jerusalem, wat die sentrum was van antieke skrifgeleerdes, want daar is 'n Joodse akademiese dorp vir skrifgeleerdes, en ook belangrike sakemanne. So dit was 'n hoër klas gemeenskap van akademici, mense wat die Bybel geken het, op teoloë en sakemanne. En Petrus was in hierdie dorp besig. En as jy nou net 'n tree teruggee in die teks, na die vorige deel toe, staan daar die genesing van Eneas. Nou daar's nog 'n genesingsverhaal, ek gaan nou iets meer daaroor sê. Eneas was in Lydda, en Eneas is daar genees. As jy net nog 'n tree teruggee in jou teks, gaan jy sien, die hoofstuk begin met Saulus se bekering. En die eerste deel is alles oor Saulus. Dan is hier so 'n advertensieflits van Petrus, en dan hoofstuk 9 en 10 is Petrus se triomf, waar hy die evangelie oorvat na die heidene toe, en dan verdwyn Petrus van die toneel in Handelinge. Hy verdwyn stelselmatig, en Handelinge word Paulus se brief, Paulus se bediening, die sendingreise. So die skrywer van Handelinge, Lukas, fyn ou, mediese dokter, hy is besig om vir ons so saggies verby Petrus te vat. Maar hy sit hierdie teks in om vir ons te sê, wat is die waarde van Petrus se bediening. So, 2 mans is na hom toe gestuur, sê die teks, met die versoek, kom tog gou na ons toe oor. Nou, dis baie saaklike en ondramatiese opmerking, volgens die Afrikaans. Maar is interessant, Petrus het dadelik saam met hulle gegaan, sê die teks. Petrus het onmiddellik gereageer. Hoekom? Want hulle het vir hom gesê, in die eerste deel van daai teks staan daar, okneses. Moenie okneses nie. Petrus, moenie okneses nie. Kom saam met ons. Nou, okneses beteken om 'n luiaard te wees, of om morsig te wees, of om tyd te mors. So, die man sê, Petrus, jy moet nou kom. Moenie tyd mors nie, moenie draai nie, moenie morsig wees met jou tyd nie, kom dadelik. So daar's 'n dringendheid
saaklike beskrywing in Afrikaans, maar die manne sê, jy moet nou kom, na ons toe in Joppe. En toe hy daar aankom, het hulle hom na die bokamer toe geneem. Normale gebruik, selfde. Wat sou die rede wees, hoekom hulle vir Petrus geroep het? Hulle het nie vir hom gesê waaroor dit gaan, nie? Kom saam met ons, nou. Hulle het nie vir hom gesê, soos met Lazarus, wat Maria iemand na hom toe gestuur het en gesê, Lazarus is dood, jou vriend is dood, daar was nie 'n agenda nie. Met Jesus en die dogtertjie van die Romeinse hoofman, dieselfde. My dogter is baie siek. Jy moet kom. Hier so, kom gou, maar nie waaroor nie. Normale gebruik, het hulle behoefte gehad om die hoofdominee van Jerusalem by die persoon wat dood is te hê, soos ek vandag as predikant na mense se huise toe gaan, as iemand oorlede is, om saam met hulle te bid, om so 'n oomblik saam met hulle te wees, om vertroosting te bied, om stabiliteit te gee. Was dit die behoefte? Al die weduwees het by hom kom staan en snikkend is nie die, onthou nou in Israel was daar professionele roubeklaars, nie? Mense wat jy gehuur het om by die graf te kom huil. Rarig. Dis 'n werksgeleentheid in vandag se tyd, as jy iemand is wat goed kan huil. Maar, so hierdie was nie dit nie, hierdie was die mense wat Tabitha bedien het, wat by haar begrafnis was, by haar begrafnisproses, en wat diep gerou het en haar gemis het vir wat sy vir hulle beteken het. Okay. Roep die dominee, Petrus was op baie stadium die leier van die kerk in Jerusalem. Roep die dominee, sê vir hom, sy's dood, ons is besig om haar te begrawe, kom asseblief. En toe hy inkom, toe wys hulle vir hom die klere wat sy vir hulle gemaak het. Sy het ons 'n leidraad van wat was haar bediening. Haar bediening was om vir die weduwees, onthou nou as 'n weduwee, as jou man gesterf het jy nie meer 'n plek in die samelewing. Jy was soort van gebruikte goedere. Jy het nie meer 'n inkomste gehad nie. Vrouens het nie gewerk. So jy was aangewese op die liefdadigheid van jou gemeenskap. En hierdie vrou Tabitha het vir hulle klere gemaak en hulle het vir Petrus die klere gewys en dit gebeur baie keer met my ook as ek by mense se huis aankom en hulle sê vir my weet ons pa of ons vriend of wie ook al is oorlede, sê hulle vir my dit was sy kamer en dit was die goed waarvoor hy lief was. Nou die afgelope week met ons begrafnis het Kevin Niels se seun hier by sy pa se blomme het hy verkyker neergesit en 'n viskatrol en 'n paar jagpatrone. Dit was my pa. Petrus kom en hulle sê vir hom, kyk die klere wat sy ons mis haar so. Dis vir ons so swaar om sonder haar te wees. En nadat Petrus almal uitgestuur het hy gekniel en gebid. Nou op hierdie stadium moet ek nou vir jou 'n strikvraag vra. Jy moet nou fokus. Waaraan laat hierdie verloop van gebeure, van die storie, jou dink? Aan wie? Ek het al 'n leidraad gegee. Ek het net nie 'n naam genoem nie. Wie gaan 'n kans vat? Dis 'n hoër graad vraag, moenie skrik nie. Anybody find me? Lazarus, ja? Lazarus, maar nog meer spesifiek, met 'n naam wat meer spesifiek is. Sê weer? Ja, Iris, nee. Ja, dit verwys inderdaad reg, dit verwys na Jesus se opstandingswonders. Is julle met my? So daai deel is reg. Maar hierdie een verwys spesifiek na een. Sê weer? This is Tabitha. This is a text about Tabitha. What is the other name? That sounds a lot the same. Talita. Mooi. En nou besef julle weet dit eintlik, julle het net nou angs gekry in die middel van die vraag. Kyk 'n bietjie hoe vergelyk die gebeure met Jesus se
heropwekking van Talita in Markus 5 vers 41. Jesus word geroep deur mense, hy gaan na die huis toe, hy sê vir die mense, jou dogtertjie is nie dood nie, hy stuur al die mense uit, hy en Petrus en Johannes, nog 'n disipel, kniel by die lijk, en Jesus sê vir die dogtertjie, in die Aramees, jy ken Aramees, Talita Kumi, wat beteken, dogtertjie, staan op. Nou, die woord Talita in Aramees is 'n woord wat klein dogtertjie beteken, maar is ook 'n dogtertjie naam. So hy het al by haar naam gesê, staan op. Nadat Petrus almal uitgestuur het hy gekniel en gebid, en toe hy na die liggaam gedraai en gesê, Tabita Kumi. As jy dit nie fascinerend vind nie, is jy dood van binne. Ek vind dit ontsaglik fascinerend. Presies dieselfde verloop van gebeure, wat Lukas vir ons beskryf, om vir Petrus op 'n manier hier in die doodsnikke van sy storie op te lig en te sê, maar hier is Petrus in sy bediening, sy het haar oë oopgemaak, selfde storie, regop gesit, toe sy vir Petrus sien. OK, ons by mekaar, laaste stukkie, hy het haar met die hand help opstaan, en die weduwee en die ander gelowiges geroep, en haar lewend voor hulle gebring. Die hele Joppe het hiervan gehoor. Duidelik sou dit natuurlik so wees. Dis soos daai springbok ouer by julle skool, julle weet. Maar nou, wat het nou gebeur? Hier het iemand uit die dood uit opgestaan. So ons vertel as ons huis toe gaan vir ons ma, weet jy wat? Volgend was daar 3 springbokke by die skool. En hulle was dan, maar jy moet sê die groot was hulle. En hulle was daar. Die ma sê nou, asseblief my kind, ek het nou al gehoor van die springbokke. En as jy by die huis kom, dan vertel jy vir Mary, en as jy kan so toe praat, sê jy moet sommer vir haar so toe. Ja, Mary. Ek kan nie so toe praat. Ja, was vandag Sia was daar en nog 2 ander springbokke en Mary sê, klein boetie, dit is baie mooi, en dan soek jy iemand buitekant om te sê, stap uit en gaan na die tuinman toe, ontken jy vir Sia? Ja, hy is die springbok, wie wat Sia? Dis wat gebeur het in Joppe. Almal het gesê, hoor, hierdie vrou wat ons so ken, vir wie ons so lief is, wat besig was met haar begrafnis, sy het opgestaan uit die dood. Petrus het vir haar gebid, en sy het opgestaan uit die dood. Die evangelie versprei soos 'n veldbrand. Petrus het 'n geruime tyd daar in Joppe gebly. En by 'n sekere Simon, 'n leerlooier, tuis gegaan. Nou hier kom en ek gaan nie vandag daaroor praat. Hier kom die verskywing van Petrus. Joodse dorp, bly by 'n leerlooier wat nie 'n rein beroep is nie. So ortodokse Jood bly nie by 'n leerlooier. Jy werk met die velle van dooie diere, so behalwe dit is dit ook soos Wellington. Julle weet wat Wellington se ander naam? Smellington. Hulle het 'n leerlooiery daar gehad. As die wind verkeerd waai dan is dit nie lekker. Dis nie 'n aangename plek nie, maar Petrus bly daar as 'n ortodokse Jood wat die Here Jesus aangeneem het, en dan kry hy die visioen uit die dak uit wat sê alle diere eet. So sleutelgebeure in hoofstuk 9 en 10, hoofstuk 10 en 11 is Petrus se swanesang. Petrus wat na Kornelius toe gaan, heidene na die Here toe lei, die evangelie versprei soos 'n veldbrand. Nou is hy oor die grens. Nou is hy aan die ander kant van die muur. Nou is hy by mense wat nie Jode is nie. Is die teks. Fascinerende teks. Gaan lees hom vanmiddag bietjie weer by die huis. Vraag is, wat vat ons huis toe uit die teks uit? Wel, ek is seker jy vat al iets huis toe. Want die Here praat met jou sonder dat ek vir jou sê wat hy vir my gesê het. Maar kom ek sê wat hy vir my gesê het. Hier's 2 mense in die teks belangrik. Petrus en Tabita. So you've got 2 people, 2 important people that the text highlights for us. What happens with Peter? Peter is put into a relationship with the living Jesus.
Petrus word so van 'n juxtaposisie geplaas. Petrus se bediening na die opstanding word belyn met Jesus se bediening voor sy dood en opstanding. Deur middel van daai storie wat hy vertel. Om te sê, dit is presies soos Jesus het gedoen het, Petrus doen dieselfde. So hy belyn vir Petrus. Met ander woorde, daar's 'n voortgang. Jy kan miskien vir my daai prentjie opsit wat ek gesoek het. Jesus is deur die Heilige Gees nog steeds in bediening besig, is wat Petrus in hierdie verhaal vir ons probeer sê. Hy's steeds lewend teenwoordig. En terwyl hierdie verhaal afspeel en Lukas hom vir ons daar insit en Petrus se swanesang in 10 en 11, gaan lees 10 en 11 vanmiddag. Ons sien hoe daai ding geblom. Kom sê die skrywer vir ons, Jesus is nog steeds lewend teenwoordig in die bediening van sy mense na die opstanding. Hulle is nie alleen, hulle is nie op hulle eie nie. Vir oulaas kom sê die skrywer, moenie van Petrus vergeet nie, want Petrus gaan nou van die verhoog afgaan, hy gaan links afgaan, van die verhoog af en hy kom nie weer op nie. Kom later in die briewe kom hy weer so 'n bietjie op. Maar Paulus word die hoofrolspeler, die evangelis. En dit sê vir ons julle, dat Jesus, te midde van ons brose kosbare lewens, ons kwesbaarheid, in 'n begrafnis, in die verlies, in die mis, in die rou, in die alles is verkeerd oomblik van die lewe, dat God se wonderwerkende krag nog steeds sigbaar word. Toe ek by Elyn gaan kuier, toe preek sy vir my. Nee, dis nie wat jy dink nie. Sy het vir my gesê, ek was altyd bewus van God se teenwoordigheid, te midde van die pyn. Dis 'n goeie preek. So ek reference jou, Elyn. Ek sê nie sommer dit is so. Dis wat Petrus se storie vir ons sê. Jesus is nog steeds by ons. Hy werk nog steeds deur die dynamis, die opstandingskrag wat hom uit die dood het gewek het in ons lewens. Hy's in ons kwesbaarheid, in ons rou menswese sy teenwoordig, in ons broosheid. But now it's important. This quote from a writer called Friedrich Buechner that said, when it comes to putting broken lives together, when it comes in religious terms to the saving of souls, the human best tends to be at odds with the holy best. My beste, as goed verkeerd loop, is my beste in oppositie met God se beste. To do for yourself the best that you have it in you to do, to grit your teeth and clench your fists in order to survive the world at its harshest and worst, is by that very act to be unable to let something be done for you that is more wonderful still. Kom ek lees dit weer. To do for yourself the best that you have it in you to do, to grit your teeth and to act, to clench your fists in order to survive the world at its harshest and worst, is by that very act to be unable to let something be done for you that is more wonderful still. The trouble with steeling yourself against the harshness of reality is that the same steel that secures your life against being destroyed secures your life also against being opened up and transformed by the Holy Spirit that life itself comes from. Dis 'n groot waarheid. Toe ek in die weermag was, het ons leierskapsoefeninge gedoen met die ouetjies wat 'n offisier word in die pantserskool. En dit was geweldig uitdagend. 3 dae van geestelike, emosionele, fisiese, absolute, dit was net mind-boggling. En die laaste ding wat gebeur is, ons het so 'n majoor gehad, as ons oorlog toe gegaan het en ek moes saam met hom gaan, sal ek lekker gegaan het saam met hom. Hy het so saggies begin praat met die manne. Hy sê, manne, julle is nou op 'n punt. Hier so, hy staan so nader. En dan begin hy, dan vat hy hom. En dan voel jy, kan ek net niemand net vir my 'n wapen gee. Ek moet ou en skiet en slaan. Kan ek net 'n klip vat. En as hy daar klaar is, dan is hy reg om berge uit te hardloop. En hy praat met daai seuns en hy sê vir hulle, "Right manne, ons gaan nou terugstap na die eenheid toe, 35 kilometer." Hy sê en die span wat binne hierdie tyd daar kom, die spanne wat dit maak, kry naweek pas met 'n ekstra dag. En as jy laat is, kry jy nie naweek pas nie.
Maar ek sê nou vir julle kan dit doen, en hy praat met hulle. En toe sê hy, right, ons wys die pad aan om hier uit te kom, dat julle die teerpad slaan, nou gaan die manne, maar die stof loop. Ouens wat nou dood was, hulle was dood in hulle ellende, hulle was op, ek het saam met hulle gestap en gery al die pad, daar was niks oor nie, hulle het nie eens baie geëet nie, hulle staan op asof hulle supermense is. En dan gaan hulle so langs die rivier af, en dan op 'n stadium draai hulle in die rivier in, na die rivier se kant toe, en dan sal braai. Klomp braaiers met vleis, en hulle kan 'n koeldrank of 'n bier kry, en dan sit oor. Maar daar's een lat. Toe hy sien die manne bondel so 'n bietjie daar, toe sê hy vir sy troepe, yes boys, hier gaan ons hierdie manne verbyvat. Dis 'n ouetjie wat ontpop het tydens die oefening, en hy draai daarin, maar hy stap daar in die bos en so verby die ouens. Ek sê vir hom, wow, maar hy keer vir my. Hy sê vir my, staan weg, ons gaan nie oor die rivier gaan, en ek moet hom vashou. Hy sê, wow, ek sê vir hom, wow. Ek sê, kyk rondom jou. Hierso. Hier's 'n braai. Toe bedaar hy. Hy sien, wow, wag. Hier's iets anders. Hier's iets anders. Kom ek wat saggies taal. Dit is daar. Ek kan nou 30 km stap en ek gaan eerste wees. Maar kom ek laat sak het. En hy bars in trane uit. Saam met sy spannetjie. En ek hou hom so vas terwyl hy so snik hier by my. En ek kan sy braaivleis gaan kry en ek kan op sy rug lê. En ons sal hom terugry met die lorry. Die staal wat jy voor het, keer dat God in jou broosheid by jou kan wees. Petrus. Tabitha, aan die ander kant. Iemand skryf, dankie Tinus, iemand skryf, as a woman and a widow, she would have been powerless in the world, but the gospel has lifted the lowly and given her a ministry of love and grace towards other widows. Opstanding neem Christus se nuwe wêreld oor die grense van ons wêreld. Oor die grense, vriende. Grense van geslag, grense van status, grense van ekonomiese welstand, grense van invloed en posisie, grense van ras, kultuur, gebroke verhoudings. Noem 'n grens, die evangelie kruis dit. Hier sien ons 'n sementgegiete wet van hierdie tyd. 'n Vrou is nie in die openbare lewe nie. En hier het ons van Masetria, Tabitha, wat gemis word vir haar openbare bediening, want God het haar daarvoor geroep. Galasiërs 3 vers 28 staan daar, dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie, in Christus Jesus is julle almal een, almal ewe waardevol, almal eensgesind, alhoewel nie eenvormig nie. Verstaan jy die verskil? As hulle sê die kerk van Jesus is een, dan sê jy maar, ek weier om Sesotho te praat, ek weier om Engels te praat, ek weier om op daai manier kerk te hou. Ons sê nie eenvormig nie, die teks sê dit nie. Die teks sê waardevol, ewe waardevol, eensgesind, van dieselfde gesindheid. Maar vriende, hier is nou die tawwe deel van vanoggend. As jy bevoorreg is en krampagtig aan jou vooroordeele vashou, is hierdie vir jou 'n swaar woord. Dis 'n woord wat ongemaklik val. Beteken dit? Dit beteken dit. As jy iemand is wat in die samelewing half op die kantlyn staan, wat minder bevoorreg is hierdie woord 'n bevrydende woord. Bevrydende woord. Sê maar, in Christus is die grense nie meer belangrik nie. Is nie meer belangrik nie. Dis miskien die woord vir ons vroue op Moedersdag. Kom uit die kombuis uit. Ek meen, iemand moet in die kombuis wees, asseblief. Maar kom ook uit die kombuis uit. Ek kan ook in die kombuis wees. En met die kombuis bedoel ek metafoor. Kom uit jou privaat eenkant stil plekkie wat mans en 'n paternalistiese samelewing vir jou geskep het. Neem jou plek in die koninkryk as mede
volgeling van Jesus. Trek jou skouers op. So die mooiste prentjie hierdie wat ek ergens gekry het, van 'n vrou wat haar skouers optrek en haarself na haar lengte toe uitstryk. Jy is nie gefonnis tot agter die tafels nie, vriende. Jy het ook 'n roeping. Dames, maas. Jy is 'n disipel, 'n volgeling van Jesus, soos enigiemand anders. Net soos die dominee of die voorsteur van die sinode of die paus. Ek en die paus is level, om nou goeie Afrikaans te gebruik. Ons het in die kerk die vroue diens geskep, lank terug. Vroue, women's auxiliary. Auxiliary beteken extra. Aangelap. Om 'n plekkie te maak vir vrouens om hulle agter die tafels te vonnis en sê, en dan, as daar ete is, dan sê die dominees van die ring, dan kies hulle 'n dominee wat kan mooi praat, en dan staan hy op en dan sê hy, broeders, kan ek net, vir die dames wat vir ons so heerlik voorberei het, net baie dankie sê, die Here het julle rarig geseën met gawes. En dis mooi, dis nie lelik nie. Maar daar's meer vir jou, as nie dit. Daar's vir jou leierskap. Daar's vir jou bediening. Daar's vir jou die uitleef van God se roeping op jou lewe. Daarom praat ons in hierdie geloofsfamilie van 'n vroue bediening. En nie 'n vroue diens nie. Dis nie 'n auxiliary nie. Vroue en mans is so in die bediening. Mathetes, mathetrias. En die teks kom nooi jou. Kom dring daarop aan. Dis nie net 'n uitnodiging nie. Kom dring daarop aan dat jy jou plek in die samelewing en in Christus 'n nuwe wêreld inneem. Hoe lyk die lewe na die opstanding? Die vraag waarmee ons begin het. Heel in die begin. Wel, twee goed. Jesus leef en ons met hom. Dood, wie sou vir jou nog bewe? Jesus lewe en daarom wek hy ons tot nuwe lewe. Dis wat Petrus ons kom sê. En Tabitha, kom sê vir ons, die evangelie, mooi Engelse woorde, English writer used these words, he said, the gospel is relentlessly expansive, meedoenloos grensverskuivend. Die evangelie breek deur grense. Jy is in, jy is deel. So of vanoggend gaan jy jou kop laat sak, en sê ek het my vooroordeele in heroorweging neem, of jy gaan jou kop optel, en jy sê ek gaan nie dat ander se vooroordeele meer vir my terughou nie. Amen.